Here, dankie dat ons vanoggend in hierdie saamwees kan fokus en ons horlosies eintlik instel op die Here, hoe sal mens nou dink die hartseer gebeure, die skokkende gebeure van soveel eeue terug. Hierdie dag wat hy ingekom het in Jerusalem in as die Bybelse Messias, die Ou Testamentiese Messias, wat Psalm 118 van praat. Soveel profeseë van praat. En Here, toe hy ingery het op die donkie en daarmee probeer sê het wie hy is, en die opgewondenheid van die skare gesien het. Here, 100 mense het hy geweet hoe die week gaan loop. Ons weet hoe hy in die middel van die week in die tuin geworstel het met dit wat voor lê. Ons weet hy in hierdie oomblikke van vandag het hy geweet die skrifgeleerdes en die fariseërs het eintlik reeds daar besluit om die lewe te bring in ons. Wat 'n oomblik, Here, wil ons onsself net inleef in wat in die gedagtes moes aangaan en Here ook wat in die skare mense rondom die se gedagtes moes aangegaan het. En ook wat in die disippels se harte gebeur het in hierdie oomblik. Vat ons vanoggend terug na hierdie gebeure, hierdie teks. Ons wil dit deur die Gees vir ons sal vernuwe. Ons wil dit ons gedagtes en ons hart sal oop wees. En ons wil dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou nooi vanoggend in jou Bybel te maak by Psalm 118. Psalm 118, ons tema vandag is, soos jy gesien het in ons familienies, probeer altyd in die familienies iets sit oor die Sondag, dat ons so lang bietjie kan dink. Die helfte is nou daar afgesny, maar die vraag is, Jesus jou tipe koning? Dink ek is die vraag wat die Here vandag na ons toe bring. Matteus 21, as jy ook 'n vinger net wil inhou in Matteus 21, waar die fisiese gebeure van Palmsondag vir ons weer gegee word, is jy weer as welkom van vers 1 af, hier in die einde van Matteus. Die intog van Jesus in Jerusalem. So kom ek lees eers vir ons uit Matteus 21, sommer net op die prentjie te skets. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig. En hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul kon word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is nederig, hy ry op 'n donkie op die vel van 'n paardier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus vir hulle beveel het. Hulle het die donkie in die vel gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander takkies van die bome afgebreek en op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, die wat agter hom gekom het, het begin uitroep, prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. En interessant genoeg die paar woorde wat jy nou gesien het in daai versie, prys hom wat van
die Here kom, is woordeliks uit Psalm 118 aangehaal. So kom ons lees hierdie eerste 2 verse van Psalm 118 en dan vers 19 tot 29. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dan vers 19, maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe, regverdig is mag daardeur ingaan. Ek wil die loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat hierdie bouers afgekeer is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly. Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Nou kom daai woorde van Matteus 21 wat die volk uitgeroep het. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk aan ons die lewe. Begin die fees, wyf my takke, gaan tot by die horings van die altaar. U is my God. U wil ek loof. My God, U grootheid wil ek besing. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hierdie woorde wat die psalmdigter gegee het wat die mense wat in die straat is oproep. Die stukkie video wat ek gewys het is vir my mooi, want normaalweg as ons moderne mense dink oor Jesus se inbeweging, dan ons aan 'n groot boulevard met baie mense aan die kante en 'n groot pad waar hy ingery kom. En Jerusalem het so gelyk soos op daai video. Dis die Matteus Evangelie wat ek 'n stukkie van gevat het. So sulke nou straatjies waar mense gestaan het, waar deur Jesus met die donkie gery het, met die palmtakke en die mense wat hom juigend ontmoet. In Psalm 118 is deel van 'n rykie psalms. Mense dink altyd die psalms is maar net daar in die Bybel, elkeen op sy eie, maar daar's so 'n rykie van psalms waarvan Psalm 118 die hoogtepunt is. So dis baie betekenisvol dat Psalm 118 juist gebruik word by die intog van Jesus. Psalm 118 is die einde van Psalm 110 tot 118. Dis 'n rykie psalms wat fokus op God se beloftes. Fokus op God se beloftes. Psalm 110 gaan oor die koninkryk van die Messias. 111 God se werk is betroubaar vir sy mense. 112 God se gebooie bring vreugde en mense kan op hom vertrou. 113 die lewe is betekenisvol wanneer die Here geprys word. 114 God se belofte van redding uit elke vasgevalde situasie. Maak nie saak hoe jy vasgeloop het. 115 stel jy vertroue uit sy beloftes nakom. Vers 116 God verhoor jou smeekgebede. 117 God is oneindig betroubaar in sy onmeetlike liefde. En dan 118 se tema, die stukkie wat ons hier aan die begin en heel aan die einde gelees het. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hierdie boekie, psalmbindeltjie, is kosbaar gewees vir 'n Jood in hierdie tyd, wat geleef het onder die Romeinse regering, wat armoede beleef het, wat geweld beleef het, wat vooroordeel beleef het, wat vertrapping beleef het, wat nou deur die Makabeeroorloë is. Die Makabeeroorloë was hier tussen die Ou en die Nuwe Testament. Daar's 3 of 4 Makabeerboeke wat die storie van die oorlog vertel, wat die Jode weerstand gebied het teen die Romeine. Die wonderlike verhaal van die Jode wat op Masada op die berg hulle self verskans het en die Romeine wat 'n ding gebou het om tot by hulle te kom en dat hulle op die einde hulle eie lewe geneem het eerder as om in die hande van die Romeine te val. Dis die weefstof van hierdie mense se daaglikse bestaan. Ons het 'n vryheidsoorlog gevoer en ons het verloor en ons is tweede klas in ons eie plek. Hier waar ons generasies gebly het, die land wat ons opgewas is gevat en oorgeneem, die gewasse wat ons belasting betaal. Ons het tollenaars, mense uit ons eie families, uit ons eie woonbuurt wat die Romeine se geld insamel, wat ons met 'n passie gehaat het en. Dit gee vir jou so 'n bietjie van 'n agtergrond. As jy aan 'n prentjie dink van mense wat glimlag, palmtakke swaai, wat klere uittrek,
voor die koning wat kom. Die uitkoms is hier. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Aan God se liefde is daar geen einde nie. Die mense wou vir Jesus koning maak. Hulle wou al lank vir hom koning maak. As jy dink aan die teks in Johannes 6, waar hy die 5000 mense gevoer het, kos ook gegee het, wat het hulle daarna gedoen? Hulle gesê, nee, kom ons moet hierdie man koning maak. Hy is 'n wonderwerker, hy voorsien in ons behoeftes. Hy is die man wat ons gaan vrymaak. Kom ons gryp hom en ons maak hom koning. En soos die entoesiasme begin groei in die skare, het Jesus besef, dis nie waarvoor hy hier is. Hulle gaan hom gryp en hulle gaan hom koning maak. Hulle wil Jesus, hulle tipe koning maak. En Jesus het in die berg gevlug. Jesus het weggegaan om by homself te wees. Sê, dis nie om hier is. En in hierdie teks wat ons vandag lees, hierdie woorde van Psalm 118, wat in Matteus 21 val, gebeur presies dieselfde. Die mense wat in Jerusalem is, vir die Paasfees, hulle kom uit die platteland uit, hulle is hier in die week voor die tyd om hulle self te reinig, om deur die rituele te gaan, om saam die Paasfees te kan vier, as deel van hulle verhouding met God, as die volk van God. Hulle is reg vir 'n fight. Hulle wat so onder die duim moet leef. Die Fariseërs, Johannes sê vir ons in hoofstuk 11, die Fariseërs en die skrifgeleerdes het reeds, die leiers het reeds besluit om vir Jesus dood te maak. En dis amper 'n soort van 'n rebellie wat die mense hier op die straat staan en sê, Jesus is die koning wat gaan kom. Want hy trek die skares. Die skares kom uit met hulle palmtakke, met hulle juigende, wywende palmtakke, Psalm 118. God is goed. Onthou die konteks, God is goed vir ons, hy kom sy beloftes na, hy sorg vir ons, hy is daar vir ons. Weereens wil die mense Jesus koning maak, en Jesus sê, ek het daar niks aan. Ek is nie julle nasionale, politieke of kulturele Messias nie. Ek is nie julle tipe koning nie. En hy kom met 'n donkie, wat 'n papdier was, wat nie 'n rydier was nie. Kom met 'n donkie in en kommunikeer daarmee wie hy is en waarvoor hy daar is. Miskien is dit goed as ons vanoggend vir 'n oomblik nadink en vra, watter tipe koning is Jesus in jou lewe en in my lewe? Is Jesus jou tipe koning? Die mense wat hier gestaan het aan die kant van die pad, was nog vol onderdrukking. Hulle was gefrustreerd, hulle was arm. Al die plekke in die wêreld wat ons van lees waar allerhande onmin en oorloë politieke chaos plaasvind, is omdat mense onvergenoegd is, omdat mense nie genoeg het nie, omdat hulle arm is, omdat hulle kom in opstand. Ons sit weer in hierdie teks met situasie. En hier kom iemand wat op 'n manier ons sien as Messias. Hy is ons tipe koning. Ons soek 'n revolusionêr. Ons soek iemand wat die owerheid gaan konfronteer. Ons soek iemand wat ons saak, my saak, gaan op hom vat. En ons is maar dieselfde vriende. Ons is gelukkig om palmtakke te wyf as Jesus aan ons kant van die veld is. Wonderlik as ons daai palmtakke kan wyf. Maar baie keer kyk ons teen ons eie neus vas. En ons sien nie vir Jesus raak as hy die tipe koning is wat ons wil hê. Miskien is dit goed as ons vir 'n oomblik so 'n bietjie terugstaan van die teks af en net kyk na
faksies was in hierdie tyd waarin Jesus geleef het. We forget that also in this time of Jesus, there were different factions, people lobbying for different things. Jesus is coming into the city of Jerusalem as the servant king. And different people reacted differently to that. Maar was ongeveer so 4 groepe. Dan kyk, die Sadduseërs, die Fariseërs, die Zelote en die Esseners. Nou is belangrik om te verstaan dat 95% van die mense was gewone mense wat net probeer het om 'n lewe te maak, net te oorleef. Ek lees iemand skryf, in die samelewing is daar 10% mense wat regtig boos is, 10% mense wat regtig goed is, en die ander 80% besluit watter kant toe hulle gaan op grond van hoe die dinge pas. Nou onthou dat die mense in hierdie tyd was dieselfde. En die faksies, die skrifgeleerdes was, of die Fariseërs was godsdienstige separatiste, hoogheiliges. Hulle was die elite, die godsdienstige elite. Hulle was die puriste. Deesdae is dit nie meer so nie, maar dis die mense wat op die kerkraad is, die mense wat voor die koor is, die mense wat graag sê, waar is jy, ons soek jou. Dis die mense wat hulle selfs as 'n bietjie beter beskou as ander. En hulle self besig hou met godsdienstige goed. Baie by die kerk is, en baie by besig is met goed wat in die Bybel is. Dit is nie in per implikasie verkeerd nie. Maar die Fariseërs het gedink, ons is beter, omdat ons hierdie ervaring het. Ons soek iets meer, as maar net wat die gewone gelowige voel. Die Sadduseërs was die Joodse aristokrasie, die ryk mense, die mense van invloed, die burgemeester Sassraat, die boere wat groot grond gehad het en groot woestyn gebring het, die besigheidsmense wat geldjie gehad het om rond te gooi, die mense met die vanne en die name wat bekend daarvan was, dat hulle die gitaar slaan in die gemeenskap. Hulle was nie noodwendig so godsdienstig. Hulle was nie soveel betrokke by die kerk, by kerkgoed, godsdienstige goed. Maar hulle is stempel afgedruk in die samelewing. Hulle het dinge beïnvloed om te kom waar hulle wil wees. Die Esseners was 'n bietjie van 'n splintergroep. Die Esseners was mense wat toegewy was aan die God van die Ou Testament. Vir wie hulle toewyding aan God nie godsdienstigheid was. Hulle was nie soseer betrokke in die godsdienst, in die tempel, in die kultus, in die rituele nie. Hulle het self probeer afsny van die, noem maar nou maar korrupsie. Jesus wat die tempeltafels omkeer, het gesê, hier is korrupte leierskap hier. Hulle het eenkant 'n toegewyde lewe gelei en afgeskei. En interessant genoeg, jy sal ook weet van die Qumran geskrifte wat by Qumran opgegrawe is, geskrifte is wat vir ons die oudste weergawe van die Ou Testament teks is. Waarskynlik 'n Esseense gemeenskap wat rondom die Qumran grot geleef het en wat dit daar bewaar het. Die Esseners wat aan toegewy was aan die God van die Ou Testament. En die vierde groep was die Zelote. Dis waar die Engelse woord zealots vandaan kom. Die Zelote was aktiviste, extremiste. Dit was manne en vroue wat uit die Makkabeese oorlog uitgekom het met hulle oorlogswonde en hulle woede en hulle haat en hulle beklei en hulle gevegte en hulle agter die skerms het hulle letterlik sluipmoorde gepleeg. In ons dae sou hulle treinspore opgeblaas het. Hier het dit vandag enige bydrae gelewer. Daar was 'n splintergroep in die Zelote, die Sicarii,
wat sikarie beteken dolk, is mense wat 'n dolk gedra het, in 'n skare, 'n Joodse regeringsamptenaar sou op 'n slypoort manier verhoor het en in die skare het wat daai nie. Een van Jesus se disippels was 'n Seloot. Simon die Seloot. Dan kry jy die teks. Mense wat naby aan Jesus geleef het, mense wat met Jesus in opstand gekom het, mense wat die dinamika veroorsaak het van stryd en oordeel en beklei en hier rondom hulle was die mense wat maar net gevra het, kan dit wees dat Psalm 110 tot 118 gaan waar word? Kan ons weer eens sê, daar is aan die Here se liefde geen einde nie? En Jesus het niks te doen met hierdie verwagting nie. En dis hoekom hy in die moeilikheid was. By die state, by die owerheid, by die maghebbers en die mense met invloed. Want hy wil niks daarmee te doen nie. Jesus vir jou ietsie vir die pot, Jesus, nee, baie dankie. Nie vir my nie. Jesus is toegewy om God se soort koning te wees. God se tipe koning. Die koning van Psalm 118. Die koning van Jesaja. Die een wat nie op straat hart uitroep nie. Die een wat die geknakte riet nie afbreek. Die een wat die ander wang draai. Jesus het in daai Johannesteks na die berg toe gegaan. Toe hulle hom met geweld wil koning maak, toe hierdie ding gebeur, die mense begin opdring en sê, seën hom wat van die Here afkom. Vandag in Jerusalem het hy gekom om te bly. Nederig, sonder wonderwerke, op 'n donkie. Maar sy pad is vir hom uitgelê. Jesus is die koning, maar nie die koning wat ons verwag. En ek wil regtig vir jou nooi in hierdie week, as een van die goed is wat met my gebeur, soos ek ouer word, en langer saam met Jesus staan, is hoe makliker sien ek my eie vooroordeele raak. As ek by Jesus kom. As ek by God kom. Hoe maklik ontdek ek, sien ek raak op fases in my lewe, Jesus kwaadlik geneem het, omdat hy my nie gee wat ek wil hê nie. Ek kom op 'n punt waar ek my vertroue op Jesus kan stel, maar as ek terugkyk, weet ek hy het altyd die beste vir my gedoen. Maar waar is jy vanoggend in jou verwagting van Jesus? In die diepe koning wat jy wil aanbid? Waar staan jy in hierdie straat met jou palmtak? Ek ben dan volgende met jou opstaan. Wat dink jy as jy vanoggend hierdie lofliedere gesing het wat ons gesing het? Psalm 118 se woorde het ons gesing. Wat dink jy as jy dit sê? Wie is Jesus vir my en vir jou? Want hierdie tipe faksies wat ons gesien het hier in die tyd van Jesus, is maar in ons tyd ook. Jesus op my voorwaardes, Jesus met my politieke instelling, Jesus met my vooroordeele teenoor 'n kultuur of ander kulture, Jesus met my frustrasies, Jesus met my verwagtinge, Jesus wat ek kwaadlik neem vir die goed wat ek nie het nie, wat ek graag wil hê. En Jesus sê, ek wil daar niks aan hê nie. Dit is baie keer die swaarste woord vir mense om te hoor, Jesus is nie aan jou kant nie. Jesus is aan ons kant. Iemand sê in die week, ja, ons bid altyd vir die rugby, die een span bid en sê, Here, gee ons 'n oorwinning, en die ander span bid, gee ons 'n oorwinning in hoe moet Jesus nou besluit tussen wie wen? Jesus het niks daarmee te doen nie. Natuurlik kan ons verwagtinge onbekend maak. En ek het al in my lewe my verwagtinge aan die Here bekend gemaak sonder sukses. Toe ek 'n jong kind was in 'n huis waarin daar weekliks, daagliks geweld en drama was, het ek my verwagtinge aan God bekend gemaak sonder sukses. Jaar na jaar. Toe ek 'n eerste kind verloor het,
in ons jong menslewe het ek my woede, my hartseer teenoor die Here uitgespreek en vir hom gesê, ek gee my lewe vir jou, ek is 'n dominee, ek het altyd die goed gedoen en jy doen dit aan my. En soveel keer deur my bediening dan gebeur die goed wat ek oor drome, wat ek oor bid nie. Die mense wat ek voor lief is, draai hulle rug op my. En dan veg ek met God, sê maar, Jesus, jy moet dan by my wees. En in hierdie voorbereiding van hierdie teks het die Here my weer herinner, ek moet daar niks mee te doen nie. Jy moet by my wees. Ons het vandag uitstap. Ek het die palmblare vandag spesifiek op die grond gegooi. Ek wonder as jy vandag uitstap of jy nie die palmblare wat jy dryf op die grond wil gooi. So 'n bietjie eerlik te wees dat die Jesus wat na my toe kom is dan nie die Jesus wat ek wil hê nie. En 'n bietjie daai palmblaar van my kultuur, my voorkeur, my frustrasie, dit neer te sit en te sê, Here, ek wil U ken. En dat ons in hierdie week saam met mekaar ingaan, deur 'n nagmaal, deur 'n stildiens, deur 'n feesviering, en vir die Here sê, Here Jesus wil nie my help om U te ken. Nie, ag Here, wil jy asseblief aan my verwagtinge voldoen. Maar Jesus ontmoet as die eenvoudige knegt van God wat ons toebreng vra. Ek het so na Klausina en Trudy se stories geluister oor die groot stap wat hulle gestap het in die afgelope maand vir hulle 'n stukkie aangestuur wat my herinner het aan wat hulle gesê het. As jy op die groot stap gaan jy met 'n verwagting. En soos jy met die verwagting ingaan, besef jy dit gaan nie gebeur. En dan het jy 'n opsie om te sê, ek gaan nou maar my eie pad gaan, en 'n vliegtuig vat. Of jy gaan sê, ek staan op vanoggend en ek moet vir Jesus op die pad. Ek sê nie weer vir iemand, die ding wat my moegste maak van myself en my geloofsvriende is dat ons eiesinnig en nie nederig saam met Jesus staan. Dat ons nie onsself kan neersit, maar dat ons eie ongelukkigheid en ons irritasie en ons voorkeure en ons jy weet, hierdie het my nie gegroet nie, vir jare saamdra en sê, ag Jesus, maar wil jy nie daar wegvat of wil jy nie daar op punt bewys nie, terwyl ek my palmtak moet neersit. Jesus wil nie aan palmtak sê. Hy staan nie daar belang nie, hy wil niks daarmee te doen nie. Kom ons sit ons verkeerde persepsies, ons verkeerde verwagting oor Jesus vanoggend hier neer as ons wegstaan. Kom ons bid. Here, ag, dankie dat ons vanoggend kan Palmsondag vier. Palmsondag is altyd 'n soort van 'n ongemaklike ervaring. Omdat ons eintlik geforseer word om te sien hoe ons self eintlik tekortskiet. Hoe ons eintlik maar vir U op sleep te neem in plaas van vir U te volg. Hoe ons ongelukkig is met wie U is, want U sien ons tipe nie. Terwyl ons eintlik U tipe moet wees. En ek bid in hierdie tyd van stil word en aanbidding en fokus en vreugde, dat U Uself aan ons sal openbaar. Dat U Uself aan my sal openbaar. Stroop my van my palmtakkies wat ek so graag beleef. Omdat ek dink dis wie U is. En help my om U gewoon te volg, sodat U my kan dien maak. Ek bid dit in Jesus se naam alleen.